break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, yes, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Yes, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Oh yes, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Oh yes, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp. Oh, hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Be burning till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Me burning till the break of day. Oh, hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning. Me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Oh, hallelujah, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Me oil in my lamp, I pray. Me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Oh yes, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hoy uli ang ilang pangay. Hoy uli ang ilang pangay. Hallelujah, hoy uli ang ilang pangay. Malibre na kong di komplemen na. Oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malibre na kong di komplemen na. Oh, hoy uli ang ilang pangay. Hoy uli ang ilang pangay.
blijdskap oorloop. Is my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek nog die al dag en ek sing deur die nacht. Is my beker van blijdskap oorloop. Oh, as my beker van blijdskap oorloop. Is my beker van blijdskap oorloop. Ja, dan bid ek nog die al dag en ek sing deur die nacht. Is my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Bid ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Bid ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Halleluja, as my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Prys die Here as my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Bid ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. As my beker van blijdskap oorloop. Prys die Here as my beker van blijdskap oorloop. Ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. O, as my beker van blijdskap oorloop. Prys die Here as my beker van blijdskap oorloop. Dan bid ek maklik heel dag en ek sing deur die nacht. As my beker van blijdskap oorloop. Wat stort ek nou uit in my siel? Ja, stort ek uit in my siel. Die liefde van Emmanuel, ja, stort ek nou uit in my siel. Ja, stort ek nou in my siel. Ja, stort ek uit in my siel. Die liefde van Emmanuel, ja, stort ek nou uit in my siel. O, ja, stort ek nou uit in my siel. Ja, stort ek uit in my siel. Die liefde van Emmanuel, stort ek nou uit in my siel. Halleluja, ja, stort ek nou in my siel. Ja, stort ek uit in my siel. O, ja, die liefde van Emmanuel, ja, stort ek nou uit in my siel. Prys die Here, ja, stort ek nou uit in my siel. Ja, stort ek uit in my siel. Die liefde van Emmanuel, ja, stort ek nou uit in my siel. O, stort ek nou uit in my siel. Ja, stort ek uit in my siel. Die liefde van Emmanuel, ja, stort ek nou uit in my siel. Halleluja, 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 halleluja. Prys die naam van die Here, dankie Here Jesus. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied.
soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie dat ons deur u seun tot u kan nader. Dankie dat u deur u seun ook vir ons die Heilige Gees gegee het, sodat hy ons kan doop met die Heilige Gees. Prys u wonderlike naam daarvoor. Halleluja. En ons is so dankbaar, Here, dat ons kan waarlik uitroep, almal wat gedoop is met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Almal is deurdronge met dieselfde Gees. En deur hierdieselfde Gees, hierdie een Gees, roep ons almal Abba Vader. Halleluja. Baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand weet, dat is soos die woord van die Here dit vir ons sê. Halleluja. Here, dat ons moet sorg, dat ons lampe aan die brand bly. Ons moet sorg, Here, dat ons ekstra olie in kanne sal hê. O, halleluja. Baie, baie dankie, Here, sodat wanneer u kom, dat ons genoeg olie het om ons lampe vol te maak, sodat hulle kan aanhou brand. Ons eer u in hierdie oomblikke, omdat u dit alles vir ons moontlik gemaak het, omdat u aarde toe gekom het, vir ons kom sterwe het, ja, die gedaante van 'n mens aangeneem, van 'n dienstig aangeneem, om ons te dien, sodat ons die volheid van die Godheid in ons lewe kan kry. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, en dankie dat die Heilige Gees ook woning in ons maak, ons liggame wat 'n tempel van God geword het. Ons wil aan u al die eer gee. Terwyl ons dan in hierdie aand so saam is. O, Here, weet ons, daar is mense wat waarlik in hierdie dag roep na die Here, vir die dooping met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. O, halleluja. Here, het is nie u wat verander het. U woorde het nie verander. Soos wat u gedoop het met die Heilige Gees op Pinksterdag, so doen u dit nog steeds. Maar Here, ons het ander baie gesoek, sover die Heilige Gees aangaan. En ons sit in hierdie dae waarin ons lewe, Here, verward in ons binneste, sover die Heilige Gees van God aangaan. Maar ons wil in hierdie oomblikke bid, Here, dat ons waarlik tot onsself sal kom, en waarlik die woorde van die Here Jesus sal aanvaar, wat hy gespreek het oor die Heilige Gees. En selfs in die Ou Testament, waar die Gees van die Here gewerk het, waar die Heilige Gees gewerk het, Here, en so mate dat Dawid het gesê, neem die Heilige Gees nie van my af weg nie. Ons dankie, o, halleluja, vir die Gees van God, die Heilige Gees. En daarom roep ons in hierdie aand na die Here. Here, doen dit weermaal, doop met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Here, dis wat elke ene wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, Here, dis wat hulle moet roep na sy, Here, doop my met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Halleluja, dat elkeen kan belewe wat het is, om die Heilige Gees te ontvang, soos op Pinksterdag. Here, want dit is vir ons kinders, en vir almal wat nog ver is, en Here, van dat Petrus opgestaan het, nadat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, wat gesê het, dis vir julle en julle kinders, en vir almal wat nog ver is, en Here, ons is aan die verte, maar dankie, dis dieselfde Heilige Gees. En daarom dank ons u dat ons vra in hierdie aand, Here, laat ons elkeen 'n oor sal hê om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê, sodat ons daarop kan reageer. Laat ons kan vol word en oorloop van die Heilige Gees in ons lewens. Baie dankie dat u dit vir elke ene doen en verheerlik u in ons midde. Elke oor bestryk sal wees met die kosbare bloed, sodat die waarheid van u woord alleen sal ingang vind. Halleluja. Aan die Here gee ons al die eer, wyl hy sy woord in ons harte seën, en elke oor wat dit hoor, dat dit vir hulle 'n seën sal wees. En Here, dankie. U is nie vasgemaak aan 'n plek om te doop met die Heilige Gees nie. Nee, Here, die belofte kom elke ene toe.
En daarom is dit nie vasgemaak aan 'n plek nie. Jy kan dit vir enige een gee, enige plek, enige oomblik. Here, as daardie kanaal of as daardie hart en volle oorgegee is, dan doen u die werk. Baie, baie dankie daarvoor in u wonderlike naam en ons prys. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om so saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, wanneer ons na die woord van die Here in hierdie aand gaan luister, is daar vir my iets wonderliks. Ek het nog gisterand gepraat oor, ek wil net vinnig doen. Die woord is 'n vuur. Die liefde is 'n vlammend vuur van die Here. En dan die woord is ook die swaard van die Gees. En is kragtig, lewend, skerper as enige tweesnydende swaard. En ons lees ook in die woord dat hierdie swaard is 'n vurig, ek meen dis 'n brandende, dus hierdie swaard is 'n flikker van vuur. Halleluja. Omdat alles, die woord is 'n vuur en die liefde is 'n vurende vlam. En dit behels die hele woord. Halleluja. So swaard, tweesnydende swaard wat kragtig en lewendig is, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit is wat ons as kinders van die Here moet hê. Halleluja. En ek het gisterand dit vir u uiteengesit. En wat vir my baie wonderlik is, en dit is dat wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk, en ek wil dit graag in hierdie oomblikke vir u lees, want ons het gehoor dat, soos wat die woord sê, Romeine 5 vers 5, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Halleluja. Die liefde wat 'n vurende vlam is in ons hart uitgestort, die dag toe ons gedoop is met die Heilige Gees. Nou, waarom is dit so belangrik? Die vuur van die Heilige Gees. Ek wil net gou in Handelinge vir jou versie lees. Dit is die 12de hoofstuk. In Lukas 12. Ek wil net gou lees. Hy sê hierdie mooi woorde. Lukas 12. Hy sê die 35ste vers. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Nou kan ek net teruggaan na Matteus. Matteus die 25ste hoofstuk. Net gou daar kom. Matteus 25. Ek weet dis 'n gedeelte wat baie gepreek word in hierdie dae, maar weet jy wat, die inhoud van die boodskap word nooit werklik oorgedra aan die mense nie. Want is al wat hulle hierdie gedeelte gebruik, en dit is as hulle oor die wederkoms van Christus praat, of soos die ander mense praat, die wegraping, dan haal hulle hierdie gedeelte aan. En ek wil vir u sê, die kernboodskap in hierdie gedeelte gaan nie oor die wederkoms nie. Dit gaan oor die lampe wat aan die brand moet wees. Dit is die groot ding, die lampe moet aan die brand wees. Dis waarom die Here in Lukas sê, julle lampe aan die, julle heup omgord. Nou nommer 1, julle heup omgord, dit is die liefde. Nou sê Paulus ook in 2 Tessalonisense 2, hy sê, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, wat in staat is om hulle siele te red nie. Halleluja. Dit meen, die mense het nie meer die liefde vir die waarheid vandag nie. So hulle heupe is nie meer omgord. Met wat? Met die waarheid nie. Halleluja. En dit is waar die groot probleem lê. Die waarheid is vandag nie meer 'n saak nie. Dis sensasie om te praat van ek is die bruid,
en die bruiloft in die hemel, en die regterstoel in die hemel, en die wegraping voor die verdrukking, dis alles sensasie, dit beteken niks. As ons nie die basiese beginsels van God se woord het, om reg te wees die dag as die Here gaan kom nie, dan gaan ons dit nie maak nie. En dit is wat die woord van die Here hierso sê. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Nou hier is 'n baie interessante ding. As ek jou kan vra, het jy 'n lamp? Ek het dit al genoem, maar ek gaan dit weer doen. Die woord sê in Spreuke, hy sê dat die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit wat God in Adam se neusgate ingeblaas het. Nou, en die mense, die gees wat daar geskep is, God het daar die gees van die mens geskep toe hy sy asem in Adam se neusgate ingeblaas het. En hierdie gees van die mens, elkeen van ons het 'n gees in ons. 'n mensegees. Die woord sê, dis 'n lamp van die Here. Maar 'n baie interessante ding. Nommer 1. Die Heilige Gees, die Here Jesus sê dit toe hy praat daarvan, wie my glo soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit hulle binneste uitborrel. Maar die Here Jesus sê ook iets. Hy het gepraat van die Heilige Gees wat nog nie daar was nie. In die Ou Testament, elke mens wat het 'n gees in hom. En daardie gees is 'n lamp van die Here, maar in die Ou Testament is daardie lamp nie gevul met olie nie. Die gees het welvaardig geword op mense. Maar daardie lamp is nooit gevul met olie nie, want die Heilige Gees was nog nie daar nie. En hier is die geheim, dis waarom hy sê, in Romeine, ek kan hierdie versie oor en oor lees, hy sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Wanneer is die liefde van God in ons harte uitgestort? Met die dooping met die Heilige Gees. Wat is hierdie liefde? Daar is een interessante ding. 'n lamp moet olie hê. Want dan help dit nie, daar is vuur nie. Nou hier gebeur 'n wonderlike ding. Is dat toe die Here die Heilige Gees aan hom gee, ons weet, toe stort hy sy liefde in ons harte aan, in ons harte in, en hierdie liefde is 'n vlam en so, en 'n vuur, en hy sal ons doop met die Heilige Gees en vuur. Dit meen met die doping van die Heilige Gees, word die lamp aangesteek, dat hy kan brand. Maar hierdie lamp moet olie hê. En ek wil nou vanaand vir iets sê. Die olie in die lampe is die liefde. Jy kan reg deur die woord gaan kyk. Pastor, maar hoe kry jy die liefde daar? Omdat die Here Jesus die groen olyfboom is. En hierdie groen olyfboom het in die tuin van Getsemane in die parskyp ingegaan. Hulle het hom gepars. In so 'n mate dat sy sweet, dat sy sweetdruppels soos bloed geword. Dit meen, dit is dikker as water. Nou, die olie is dikker en die olie se druppel is groter as die van water. Kom maar gaan kyk. Maar wat hier interessant is, hy was in die paskyp in die tuin van Getsemane en die liefde van God het in sy liggaam, deur sy liggaam, het die liefde van God uitgevloei, toe hy daar gepars is. Toe Christus aan die kruis hang, toe betoon God sy liefde aan die mens. Halleluja. So wat hier gebeur? Die olyfboom, so olie, en nou, hierdie olie is die liefde. Jy kan dit maar gaan kyk reg deur die Ou Testament, dat waarvoor hulle die olie gebruik? Om die lampe vol te maak, en dan het hulle dit aangesteek. Nou maak die Here, wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, maak die Here die lamp vol, wat? Olie, wat die liefde is. En die Heilige Gees, ontvang jy met vuur, dit meen, die oomblik as jy gedoop word met die Heilige Gees, word
hierdie lamp aangesteek. Maar hy moet eers vol olie raak, en dit is die liefde wat God in ons harte uitgestort het, want dit kom van die groen olyfboom, ons Here Jesus Christus af. Nou kan jy maar gaan kyk in die Ou Testament, oorals die salfolie, alles, dis alles olie, 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 olie. Wat interessant is, die olie is verbind met die liefde, met die Heilige Gees, want die liefde self is 'n vlam en 'n vuur. Halleluja. En die Heilige Gees, jy ontvang hom met vuur. En nou sê die Here Jesus, wat ons al reeds gelees het, hy sê, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Kom ons lees dit gou verder hier in Matteus 25. Hy sê, en 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Wat is die extra olie? Is baie interessant. Die liefde van God, of die liefde vir God, word beskryf in die wetboeke. Die liefde vir die mens word beskryf. En dan die Here Jesus gaan verder. En hy sê, dat julle moet julle vyande lief hê. So, wanneer ek na alles kyk, jy moet nie net God lief hê nie. Dit is geskryf. Maar, jy moet jou naaste ook lief hê. Extra olie. En, jy moet jou vyande lief hê. Extra olie. Maar alles saam kom deur die liefde van God. So jy moet extra olie saamvat. Halleluja. Hy sê, hierdie mooi woorde. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan hom uit 'n goeie toestand, daardie maagde op, maak hulle rampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Dit meen, ons het olie nou nodig. Want ons lampe, die vlam, die vuur, die vuur van die Heilige Gees, hierdie vuur is besig, of hierdie lig, of lamp, of lampet wat brand, ek weet, daardie vlam is besig om af te neem. Hulle is besig om dood te gaan. En wat hier interessant is, hy sê verder, maar die verstandiges antwoord, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle. Hier is 'n baie interessante ding. Ek kan jou nie van die liefde gee wat in my is. Halleluja. En selfs aan die kanne extra, die kanne met olie, ek kan jou nie daarvan gee nie. Want die liefde van God wat hy in my hart uitgestort, halleluja, is vir my. En as dit met jou gebeur het, is dit vir jou. So jy kan nie daarvan vat en verander gee nie. Jy kan nie sê ek gee my liefde vir jou nie. That's impossible. Jy kan nie. Die Here maak elke lamp vol. En ons moet uit onsself uit kanne saamneem met olie in. Dit meen met extra liefde. Oh, halleluja. En daardie kanne kan nie brand nie. Waarom? Want net die lamp brand, maar hy kanne kan nie gebruik om die lamp vol te maak. Dit is wanneer by die wederkoms van Christus. En nou gaan hy verder. En hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en julle wees nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle. Hier is 'n baie interessante ding. Waarmee trek die kerkwêreld die meeste lief? Die meeste mense? Met die liefde. Hoe hierdie mense die liefde onder mekaar trek om. Maar hier is 'n interessante ding. Daardie liefde sal nie jou lamp kan volmaak as die Here kom nie.
Jy moet die liefde van God wat hy in jou hart uitgestort het, nou, dis die kern. Halleluja. Die ekstra kan net die lamp aan die brand hou as jy olie ingooi nog. Ek meen, ons het almal met olielampe gewerk vroeër jare en wat ook al net. En wanneer jy sien dat die vlam raak al kleiner, wat doen ons? Hardloop ons en ons vat 'n tregtertjie en ons gooi olie hier in die kan in. En wat gebeur? As hy voller die kan raak, hoe helderder brand die lig hier, hoe groter brand die vlam. Dis presies wat met ons gebeur. Maar wat hier interessant is, die Here Jesus sê, julle lampe aan die brand. Halleluja. En wanneer ons na al hierdie dinge gaan kyk, dan sien ons net een ding, dat die Here Jesus het ons vermaan deur te sê, dat hy het gesê, die liefde van die meeste sal verkoel. Dit meen, die olie sal minder word. En as die olie minder word, gaan die vlam uit. Halleluja. En dis ongelukkig, as ek het so kan uitdruk, vandag, van die ou Pinkstermense, baie van hulle, se olie het minder geraak. Die liefde wat in hulle harte was, toe hulle gedoop is met die Heilige Gees 50 jaar, 60 jaar terug, 40 jaar terug, selfs 30 jaar terug, daardie olie wat in hulle harte in hierdie lamp uitgestort is, broer, daardie vuur het gebrand. Halleluja. Vandag as jy by hom kom, ons kan saam praat oor die goeie ou dae, maar daar is geen vlam nie. Daar is geen vuur nie. Want die olie het opgedroog, as ek het so kan uitdruk. En daar is net een wat dit kan doen, dat jy weer gevul kan word met hierdie olie. En dit is die Heilige Gees. Dit meen as jou lampie leeg raak, en jy kan op 'n plek kom, of jy kan in jou binnekamer op die plek kom, waar die Here se Heilige Gees oor jou uitgiet, broer, dan maak die Here jou hart weer vol met sy liefde. En hierdie liefde dryf jou om vir die Here te werk, vir die Here te getuig. Hierdie liefde dryf jou om nie skaam te wees nie, want oral waar jy gaan, broer, daar is jy aan die brand. Hy sê op een plek, die regverdiges sal wandel in die lig van hulle vlam. Waar die vlam? Tonge van vuur, die vlam van die lamp. Hulle sal daarin wandel. Vandag soek die kerk lig. Dis duisternis in die kerkwêreld, ook in die Pinksterkerke. Want die vlam is besig om dood te gaan. Daar kan nie meer helder lig wees nie. En dis die dinge wat die Here gesê het. En julle lampe aan die brand. Want as julle lampe aan die brand is, dan wandel julle in die lig van julle vlam. En hierdie vlam word, deur die woord van God, word hy eintlik aangevuur. Van die woord is soos 'n vuur. En 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Hier is 'n wonderlike ding. Ek wil net gepraat het oor die olie, want dit is so belangrik dat ons moet weet wat die olie werklik is. Halleluja. En dat die olie belangrik is. Ek wil dit weer sê. Die olie, die liefde is verbind met die Heilige Gees. Jy kan hulle nie van mekaar skei nie. Maar jy kan nie sê, as ons sing, gooi olie lamp van my. Dis nie die Heilige Gees wat ingegooi moet word. Dis die liefde wat uitgestort word in ons harte. Dis die olie. Prys die naam van die Here. 'n Interessante ding, ons het gisterand so gepraat oor die vuur. Ek wil net gou hierso na Genesis toe gaan, want dit is vir my baie mooi. Genesis 22 vers 7. Toe spreek Isak met sy vader, Abraham, en sê vir hom, my vader, mooi luister,
En hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, dit meen Isak sê, hier is die vuur en die hout. Maar waar is die brandoffer? Ek wil hier iets sê. Christus is die brandoffer. Waar is die vuur en die hout? En hier kom die wonderlikheid. Hy sê in die Exodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. Dis vir aan Moses. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Halleluja. O, prys die Here, ons kan brand soos 'n vuur binne in die vuur, sonder dat ons verteer word. O, prys die Here. Dis waarom die woord sê, ek sal vir hom 'n vuurige muur reg rondom wees met heerlikheid daar binne. En waarom? Want ons is binne die vuur en hierdie vuur kan ons nie verteer nie, want ons is deel van die vuur van die Heilige Gees. Halleluja. Ek wil net dit sê, as daar 'n vuurige muur rondom ons is, o, prys die Here. Ek wil sien waar die brandweerman, of waar die duiwel wat hom voordoen as 'n brandweerman, dat deur hierdie vuur kan kom om ons binnekant in die hande te kry. Halleluja. Nooit. Maar as die vuurige muur rondom ons weg is, as ons nie meer met vuur gedoop word, binne in die vuur is, vuurige muur reg rondom is, dan is ons 'n oop teken vir die vyand. Halleluja. Ek kan nie genoeg praat oor die vuur van die Heilige Gees nie. Daar's so baie skrifte in die woord, maar dis altyd vir my kosbaar. Ek haal net sekere gedeeltes uit, want dis vir my wonderlik. En hy sê hierdie woorde, Exodus 24 vers 17, en die verskyning van die Here, sy heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. 'n verterende vuur. Halleluja. Ek wil vir sê, ek het dit vroeër jare beleef, waar hy predikers gepreek het. Broer, en dit wat uit hulle mond gegaan het, was soos 'n verterende vuur. Hulle het gepreek, broer, en dan hoor jy hoe skreeu die mens. My God, wees my genadig, en hardloop hulle uit, en dan val hulle daarvoor nie. Want die vuur verteer hierdie ongeregtigheid in so 'n mate, jy voel, jy's aan die brand. Halleluja. Prys die Here. Psalm 105 vers 39. Hy sê, hy het 'n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig. O, prys die Here. 'n Vuur om die nag te verlig. En dit is waarom ons die vuur van die Heilige Gees nodig het, sodat ons die duisternis waarin ons elke dag beweeg, sodat dit kan verlig. En die wêreld ons lig kan sien. Nou sê in Spreuke 26 vers 20. Hy sê, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. Isak sê, ons het die vuur, ons het die hout. Waar is die offer? Hier sê die woord, weens 'n gebrek aan hout gaan die vuur dood. En weet jy wat is die hout? Wat vir die altaar gebruik word? Die kruishout. Maar daar is vandag 'n gebrek aan hout. Oh, halleluja. Halleluja. Want die predikers spreek nie meer van die altaar, die kruis van Jesus Christus nie. En ek wil vir jou sê, as jy die mense nie by die kruis kan uitbring nie, daar is die hout. Dan sal die vuur nie kan aangesteek word ook nie. Dis waarom dit so swaar is dat mense gedoop word met die Heilige Gees. Want hulle het begin
Preker sê, julle moet wegbeweeg van die kruis af, sodat julle geestelik kan groei. Broer, ek wil nie geestelik groei nie. Nee, ek wil dood wees aan die kruis. Ek wil op die altaar wees. Die vuur moet my verteer alles wat verkeerd is. Halleluja. Sodat ek in die gees kan wandel. Nie geestelik groei nie. Halleluja. Ek weet nie, vandag het almal 'n groeiproses, 'n leerproses, 'n Bybelskoolproses, en hierdie proses en daardie proses, en alles is 'n inpak en alles is 'n dit en hulle het alles snaakse name. Ek wil vir u sê, al hierdie goed beteken by die Here niks nie. Ek wil net sê, Here, stuur die vuur weer. My hand is op die altaar. Want op daardie altaar is daar hout. En daar kan alleen 'n offer op die altaar wees as daar hout op die altaar is. En wanneer dit op die altaar is, kan die vuur aan die brand, die hout aan die brand gesteek word. Halleluja. Nee, ou broer, ons wil by die altaar uitkom sonder die hout, sonder die kruis. En dan wil ons nog vuur hê. Die Heilige Gees en vuur. Halleluja. Hy sê die lig van Israel sal 'n vuur wees. Wie is die lig van Israel? Jesus. Hy is die lig. Halleluja. En sy heilige 'n vlam. Halleluja. Dis wonderlik. Hy self is die vlam, want hy is die liefde. En hierdie liefde is ook 'n vuur en hy is die lig. Hy sê, en dit, luister nou mooi wat sê, en dit, die lig van Israel is 'n vuur en die heilige 'n vlam. Ek meen, dit is wat die liefde ook is. En dan sê hy, en dit sal die distels en die dorings verbrand en verteer op een dag. Nou broer, vandag sê hulle word gedoop in die Heilige Gees, broer, man, en hulle word gedoop in water, hulle sê hulle tot bekering gekom, en dan sê hulle nee, en dan word hulle gedoop, broer, maar dan is hulle nog vol dorings en distels, halleluja, dat steek, en het krap, en het gee pyn, halleluja. Sê, prys die Here, ons het soveel mense gedoop, ek wil vandag vir jou sê, ons het die vuur van die Heilige Gees nodig om hierdie distels, dis waarom die Here sê, baie het tussen die distels en die dorings beland, die goeie saad, maar daar is iets wat hierdie saad kan skoon kry, en dis die vuur van die Heilige Gees, want hy kan die distels en die dorings verteer. Maar ons word verstik deur die distels en die dorings in hierdie dag. Halleluja. Prys die Here. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Jeremia kom, halleluja, die 20ste hoofstuk van Jeremia, die 9de vers. Hy sê, Jeremia sê, en as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit meens God se woord. Halleluja. Hoor wat sê, God se woord in my hart soos 'n brandende vuur. Broer, dit wat Jeremia nie gehad het nie, die liefde van God wat in sy hart uitgestort is, nadat hy die Heilige Gees ontvang het, dit was nie daar nie, maar die woord van God wat die Here in sy mond gelê het, wat die Here in sy binneste gelê het, broer, wat die Jeremia sê, Here, ek wil nie meer langer spreek nie, ek is moeg, want as ek spreek, is dit geweld en verdrukking reg rondom, Here, ek is moeg daarvoor. En as hy sê, ek gaan ophou, ek gaan nie meer nie, dan word die woord soos 'n brandende vuur. Dis waarom in Jeremia 23 sê, die woord is soos 'n vuur. En het brand in my. En wanneer dit begin brand, hy sê, opgesluit in my gebeente. Ek het
Ek het my moeg gemaak om uit te hou. Ek kon nie. Ek het probeer om dit in te hou, maar Here, ek kan nie. Ek het moeg daarvan gehad en die Here weet. As ek het in die verlede gesien waar mense Pinksterkerke behoort. 'n broer wat lief is vir die Heilige Gees. Hulle die liefde in hulle harte gekry deur die Heilige Gees en gedoop met die vuur van die Heilige Gees ensovoorts. 'n broer, dan sit hulle in 'n Pinksterkerkdiens. Dan wil hulle die Gees van die Here deur hulle begin opereer. Dan moet hulle inhou. Jy weet nie wat? Die ware Pinksterkinders het so moeg geraak daarvan, dat hulle het opgehou. Dit wil nie meer uitbrand nie, wil nie meer uitbreek nie. Hierdie swaard, wat 'n vlam is, halleluja, dit kan nie meer uit sy mond uit nie. Want die pastoor het gesê, in hierdie kerk sal daar nie meer tale wees en uitleg van tale en profesies ensovoorts wees. Oh, halleluja. Dis waarom Jeremia 23 sê, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. En hy sê, Matteus 3 vers 12, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer, en ons is op die dorsvloer van die Here. 'n broer, en elke dag beland ons in die sif, sodat die kaf uitgewan kan word. Die duiwel kan jou ook sif, maar ons beland elke dag in hierdie proses waar die kaf uitgedors word. Halleluja, hoor dit sê. En die koring word in skure saamgebring, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. Waar die onuitblusselike vuur? Die vuur van die Heilige Gees, die vuur van die liefde, die vuur van die woord. 'n broer, jy kan hom nie uitblus. Hy sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. En dit is waarom hy sê, toe is deur hulle tonge gesien van vuur, en hulle self verdeel op elkeen gaan sit. Oh, halleluja. Here, dink aan u kinders, aan u die volk, die verlostes. Here, hulle het moeg geraak, omdat hulle moes alles inhou. Terwille van 'n kerkorganisasie, predikers en kerkleiers, is alles stilgemaak. U het gesê, volhard, hy wat volhard tot die einde sal gered word, het die woord gesê. Maar weet jy wat maak jou die moegste in jou lewe? As jy gedoop is met die Heilige Gees en met vuur. As jy in 'n plek inkom waar daar Pinkster behoort te wees, en die Heilige Gees word onderdruk in daai plek, dit maak jou siel moeg. Halleluja. En ons kry gereeld mense wat kla. Ons weet nie meer waarheen om te gaan. Hulle het moeg geraak in die Gees. Wat hulle moes inhou. Halleluja. Ek wil net een ding sê. 'n plek waar die Heilige Gees nie vryheid het nie. Die Gees van God onttrek hom van daardie plek. En van daardie mense wat die Gees nie toelaat. Ek wil vanaand vir u sê. Kom, laat dit met ons gebeur soos met Jeremia. Here, ek sal nie. Here, ek sal nie in tale praat nie, ek sal nie profeteer nie, ek sal nie 'n taal uitlei nie, ek sal nie na die gawes werk nie, want as ek dit toelaat, dan word ek deur almal aangeval.
Jeremia, was hy aangeval? Deur hierdie woord wat soos 'n vuur in sy gebeente, in sy hart brand. Ja, ek het dit in my put gegooi. Hulle het alles probeer om Jeremia dood te maak. En dan het hy besluit, Here, ek gaan nie weer nie. Maar voor hy hom kan kry, broer, dan brand die woord soos 'n vuur in sy hart. Opgesluit in dit meen sy hele liggaam. Dis opgesluit in sy gebeente. Hierdie geraamte van sy liggaam. Sluit die woord op. Ek sal. Dan brand dit in hierdie gebeente, in hierdie geraamte. En voor hy hom kan kry, dan skreeu hy dit. Halleluja. 'n Broer, en weet jy wat gebeur? Dit verkeer die teestanders. Wanneer Jeremia uitroep en hy skreeu, verdrukking, vervolging, dan bewe die volk. Vandag wil ons met mooi slim praatjies, sag praat ensovoorts, wil ons die volk beïndruk, sodat ons meer lidmate kan kry. Halleluja. Onthou jy vir halleluja, vir Stefanus, hy was vol van die Heilige Gees. En hy het met die Israeliete gepraat en gesê, julle Israeliete, julle het om dood, julle dit. En die woord van die Here sê, en hulle het op hulle tande geknars. Weet jy waarom? Want daai vuur wat in Filippus was, het hulle gebrand, dat hulle geknars het. Stefanus, ekskuus. Wat is Stefanus? Nee. Oh, halleluja. My broer, die prediker het uitgeraak dat jou mense in die gemeente op hulle tande sal begin kners. Vanweë die vuur van die Heilige Gees. Die vuur en vlam van die liefde, die vuur van die woord, wat in jou gebeente begin brand. As jy op my kansel staan en jy begin preek, dan kan jy dit nie inhou nie. Ek het in my lewe dit gesê. Dan staan ek op, dan sê ek, Here, ek gaan vandag hierdie boodskap preek, broer. As ek op my preekstoel my Bybel neerlê, dan sê die Here, jy sal nie hierdie woord bedien nie, jy sal hierdie ene bedien. En dan gee die Here vir my net daar 'n boodskap. En broer, en ek kan nie anders nie. En weet jy wat? Elke boodskap wat die Here so gegee het die Here gewerk. Want daar is 'n vuur. Daar's 'n vuur hier binne in my, en dit brand. En dit brand. En is al uitgang wat hy het, is deur ons mond. Halleluja. Halleluja, Vader. Die Heilige Gees gegee. Dankie Here Jesus, U is die doper. Nou, Gees van God. U is gestuur om met ons te wees. Ons sing so maklik. Here I am so unworthy of the blood. Forgive me, Lord, and try me one more time. Maar Here, ek glo my hele wese dat die tyd het gekom dat U kinders wat gevul is met die Heilige Gees en met vuur sal neerbuig en sê, forgive me, O Holy Spirit, and try me one more time. Here, wat die woord sê, en hulle het my Heilige Gees bedroef. Here, al hierdie kinders van U, wat ingehou het, terwyl die woord en die vuur binne hulle begin brand, maar hulle het ingehou terwille van 'n kerk se reëls. Het die Heilige Gees bedroef, en die Here Jesus
Ons is skuldig daaraan. Halleluja. En ons wil uitroep, Here Jesus, help ons, dat ons die Heilige Gees gehoorsaam sal wees. En laat die Heilige Gees, maak nie saak waar ons in 'n plek kom, wat hulle sê, hulle aanbid die Here daar. Dat die Heilige Gees deur ons kan werk. Dat die woord soos 'n vuur sal brand in ons gebeente. En dat die vuur en die vlam van die liefde en die Heilige Gees vuur saam, Here, so sal brand, dat ons dit nie meer kan inhou. Dat ons oorgee aan hoe die Heilige Gees deur ons wil werk. Here, is waarom het so skaars geword, dat mense gedoop word met die Heilige Gees. Want daar is geen plek vir die Heilige Gees vandag in baie kerke. Here, die enigste woonplek waar die Heilige Gees het op hierdie aarde is binne in ons. Dit is sy woning. Halleluja. 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 Here, ons sing so maklik. The Holy Spirit is in this place. En die Here soms is hy daar. Maar hy kan nie werk nie, want ons het hom opgesluit in ons liggame. Opgesluit, ons liggame wat 'n tempel van God is. Ons het die deur vir hom toegemaak. Gee groot genade, Here. Halleluja. Halleluja. In die naam van Jesus. Genade op genade in Jesus se naam. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. The Holy Spirit is in this place. Reach out and touch him while you can. From the high mountain to the deep valley. Oh, the Holy Spirit is in this place. Hallelujah. Dank Here Jesus. Oh, the Holy Spirit is in this place. Oh, reach out and touch him while you can. From the high mountain to the deep valley. The Holy Spirit is in this place. Oh, the Holy Spirit is in this place. Oh,
slain. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Praise die Here. Praise die Here. Ons wil vir die elkeen dankie sê wat so saam met ons elke aand rondom die Heilige Gees by mekaar kom. En ons wil net vir u dit noem weer, onthou môre aand 7:00, dan het ons die Here Pinksterdiens en ons eer die Here. Ons is wagtend, hoe sê die Here koortjie, wagtend op die vuur. Halleluja, dit moet net weer begin praat. Mag die Here almal seën tot verheerliking van sy groot en heilige naam. Amen en amen.